Staan nie, Bo? En kom as julle nou so skielik stil? Pastoor het soos mag nie praat. Ek het net gesê, ek gaan live, nou sensor ons. Dis hoe ek nie mag praat nie. Jong. Lekker man. Daar sy. Altyd lekker. Kyk of jy hom kan share. Alles. Mooi so. Ek moet nou nie 'n stukkie papier. Laat ek my tee net mooi lekker vir die evangelie kerk dinamika. Welkom Tannie vir die eerste keer by Vlameskerk. Lekker man. Altyd lekker. En die jong mense daai kant, hallo Kyle, hallo julle, gaan dit? Ek kan hulle ook nie eers mooi aan. Julle wat met die geel blommetjies so speel. Laat my dink, geel hare roos. Geel rooi, mooi roos. Hy pas toe tangos. Moenie liedjies skryf nie, hoor. Bly Ek moet nie 'n liedjie skryf nie, want dan gaan ek die pad verdwaal. Ek sal maar eerder net preek. bly pastoor. Ja, bly by my beroep, want as ek selfs iets in 'n muur wil regmaak, gaan die hele plek in mekaar inval, dan het ek net 'n gat in probeer boor. Asai, baie welkom by Vlameskerk. Ons is opreg dankbaar julle is hier. Baie dankie julle jong mense. Ons gaan nou begin. En dis altyd lekker om in die woord van die Here te lees en dan in hom te groei. Amen. Dis Vlameskerk. Kom ons sit net so en ons bid net saam. Kom steek ons hande op. Vader, ek kom in die naam van die Here Jesus Christus, die koning van die konings, die Here van die leerskare. En ek wil bid, Here, dat U vanaand ons harte sal deursoek en ons detox. En Here, dat ons net sterker en vlamskerp in ons geloof sal word. Dat ons op die einde van die dag kan sê, U is die koning wat ons deurdra. Vader, help ons en seën ons vandag in die kosbare naam van Jesus. Amen. Asai, ek begin vir ons daar 'n skrif lees en ek het al baie dit al gelees, maar ek gaan vanaand uit 'n ander angle inkom met hom. En dit is daar uit Spreuke 4 vers 23 gaan ons lees. Spreuke 4 vers 23. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Spreuke 4 vers 23, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Detox my siel. Het julle al 'n spons gevat en hom in vuil water gesit, al was dit 'n modderige grond, en dan suig hy alles in daardie spons in. Jy kan hom nat maak en jy gaan sit hom in daai grond, jy gaan sit hom in daai modder, en wat ook al jy hom insit, hy suig dit in. Net so werk dit baie kere met ons siel, dat ons baie kere die negatiewe dinge van die lewe insuig. Ons suig dinge in wat ons glo ons is, wat ons nie werklik is nie. Ons suig dinge in wat ons dink wat ons is, wat ons nie werklik is nie, want ons is eintlik geskape na die beeld van die Here. En wanneer ons modderagtige dinge in ons sielsvlak inbring,
dan is dit besig om ons stom te maak. Dit is besig om ons te maak dat ons negatiewe mense is, en eintlik is ons mense wat na die beeld van Christus geskape is. Wat ons inneem is hoe ons op die einde van die dag gaan funksioneer as ons nie daaraan werk nie. Wat ons is en wat ons ingesuig het, gaan ons of goed laat lyk of sleg laat lyk. Want die Bybel sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Die Bybel sê in die ander vertaling van die jeug, die boodskapper sal hy sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want daaruit word jou lewe bepaal. Wees versigtig wat jy intrek. Jy kan negatiewe dinge intrek, jy kan seer intrek, ek het al gesien, jy kan in jou besigheid verkeerde aanstellings maak en dit kan verkeerde modderagtige goeders in jou besigheid inbring. Jy kan dalk miskien 'n goeie kliënt hê, maar dit kan jou modderagtig laat lyk. Dit kan jou modderagtig laat inbring, dat jy slegte goed insuig. Daarom moet ons altyd by die Here waak en bid en sê, Here, wys vir ons wat ons moet doen. Detox my siel, elke spons moet teruggaan, gedurig deur na suiwer en 'n suiweringsproses om weer skoon gemaak te word. Jy sien, ek kyk spesifiek vandag in vlamskerp aand oor daardie toksiese gedagtes wat 'n mens so dikwels kan kry. Dit waarmee jy die meeste van die tyd, of kom ek sê, die groep, die geselskapgroep wat jy die meeste van die tyd mee spandeer, is wat jy op die einde van die dag gaan word. Jy gaan begin dink soos daai groep, jy gaan begin praat soos daai groep, en jy gaan begin optree soos daai groep. Met ander woorde, ek en jy moet op 'n plek kom, en sal julle asseblief vir my oplet, asseblief jong mense, ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons op 'n punt kom om te sê, dat ons suig die suiweringsproses van die Here in. Amen. Ons kyk na die toksiese optrede. Septiese gedagtes word jou taal gebruik. Met ander woorde, ek dink nie ek gaan dit maak nie, ek dink nie ek is uitgeknip vir dit nie, skouers hang gereeld om te sê, ek is so gebore, so geskop, so laat slaan, so gaan ek dooi eendag. Nee, ek en jy moet op die punt kom om te sê, die Here beplan vir my goeie dinge, ek gaan 'n bietjie terug na die suiweringsproses toe. Die Here maak my skoon, ons gaan terug na die suiweringsproses toe. Baie kere leef ons met die gedagte dat ons is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg vir hierdie vriendskap nie, ek is nie goed genoeg vir hierdie mense nie, maar is alles net toksiese goeders wat in jou spons ingesuig is. En die Here sê, kom vandag terug na die bron van lewende water toe. Kom sit jouself in die lewende water, sodat jy kan nuwe lewende water insuig. Miskien het jou menswees deur 'n verkeerde tyd gegaan, miskien het jou besigheid seer gekry, miskien het jou finansies seer gekry, miskien het jy in 'n vriendskap seer gekry. Vra die Here vanaand om te sê, ek wil terugkom en ek wil in hierdie suiweringswater met my spons weer teruggaan, dat ek nuwe lewende water kan insuig, wat my kan skoonmaak. Henry David Thoreau sê, die gedagte is nie 'n beeldhouer wat die persoon kan die gedagte is die beeldhouer wat die persoon kan skep wat jy wil wees. As jy die hele tyd gaan sê, ek is sleg, ek is dom, dan gaan jy dom wees. Jy weet baie keer, en ek het ook al eens kyk hoe dom is ek. Ek het 'n stupid ding aangevang, ek is dom. Jy weet, ons spreek eintlik onervare vermoë oor onsself nie. Elke negatiewe gedagte wat ons oor onsself spreek en oor onsself bring, is 'n stukkie negatiewe modder wat ons intrek.
is 'n stukkie negatiewe modder wat ons in ons inbring. Maar daarom wil ek vir jou sê, verander jou woorde van ek beteken niks, ek beteken iets. Verander jou woorde van ek het seer gekry in my besigheid na die Here het vir my 'n hoopvolle toekoms in my besigheid. Verander jou woorde, ek sukkel en ek kan nie op skool presteer nie, na ek gaan my kant bring en die seëninge van die Here maak ryk en maak my geseënd. Amen. Verander jou gedagtes vandag om te sê dat hy is in my kant. Jy sien, wanneer ek en jy soos 'n stukkie spons die negatiewe dinge intrek, gaan ons so begin praat, gaan ons so begin sê. Ek probeer hard, maar alles wil nooit vir my uitwerk nie. Ek probeer my beste, maar niks wil vir my uitwerk nie. Ek probeer alles in my vermoë gedoen. Ek het dit ook al gesê, ek kom daar by 'n werksonderhoud aan en ek maak daai boardroom se deur oop en sê, ag nee wat, totsiens julle, ek kan sommer op julle gesigte sien julle like my nie. Jy weet, dis stupid, dis dom, ja. Want 'n persoon het daardie onervare vermoë in hom ingetrek. Jy moet instap en jy moet daardie gevoel van hê, ek is die geskikte kandidaat, ek is geskik, want die Here is aan my kant. En die woord van die Here sê, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Maar baie kere trek ons die negatiewe invloed, die negatiewe dinge. Hoe lyk jy vandag as 'n stukkie spons, al baie grond en modder en dinge ingetrek? Kom na die Here Jesus toe, na die suiweringswater toe en sê, Here, kom maak my as hierdie stukkie spons nuut. Maak my skoon, dat ek weer selfvertroue kan hê, selfvertroue in my liggaam kan hê, selfvertroue in my voorkoms kan hê, selfvertroue kan hê met die wete, die Here, my God, is met my. Jy weet, baie kere spreek mense negatiewe dinge oor hulle uit en dis hoekom hulle so lewe. Ek is dom, ek is stupid, ek kan dit nie doen nie, man kan nie dood is van krybas, kan nie is dood van krybas dood. Alright? Jy kan, die Here is aan jou kant. Jy kan weer deur die suiweringsproses gaan. Maak vanaand die keuse om te sê, Here, ek bring myself as 'n stukkie spons deur die lewende water, maak my skoon. Ek bring my besigheid wat soveel modder, soveel grond, soveel dinge wat my vuil gemaak het, as 'n stukkie spons, want ek het dit ingetrek en ek gaan deur die suiweringsproses en maak my skoon. Detox my vanaand. Maak my skoon, sodat ek vryheid en oorvloed kan hê. Sal die Here my vergewe met al die foute wat ek gemaak het? Ja, want hy sê, ek vergewe jou sover die weste van die ooste al weg is, verwyder ek jou sonde, en nou daarom kan ek en jy soos hierdie stukkie spons kom en sê, Here, ek het al hierdie foute gemaak, ek het al hierdie dinge gedoen, ek lyk vuil hier waar ek is. Bring my deur die suiweringsproses, dat ek weer skoon kan kom, weer nuut kan kom, deur die Here. Jy sien, negatiewe gedagtes bepaal nie net hoe jy gaan praat nie, maar hoe jou body gaan operate. Jy weet, jy kan 'n paar minute in mense se geselskap wees en dan kan jy sien, wat gaan in hulle harte aan? Is hulle moedeloos, is hulle negatief, is hulle hartseer? Party ons is net plain forward negatief. Jy verstaan? Maar as ek en jy kan kom in die geselskap in en sê, Here, ek wil tyd spandeer met goeie vriende, goeie geselskap, dan gaan jy sien hoe begin die mind change. Want ons gaan deur die suiweringsproses van lewende water.
Jy sien daar is kroniese negatiewe gedagtes wat baie keer kom, is pessimisme, is angstigheid, is bitterheid, is kritiek. Jy kry soms mense van, as hulle mond oopmaak, is dit net kritiek tot van die begin tot die einde. Praat nie van opbouende kritiek nie, ek praat van afbrekende kritiek. En dan weet ek hoe lyk daardie persoon se spons. Is vuil. Deur die modder. Nou sê die Here, kan jy kom en deur hierdie lewensproses gaan om te sê, Here, maak my skoon, maak my vry met die lewende water. Daarom kan ek en jy kom vandag en sê, Here, ek wil oorkom hierdie negatiewe opvattings wat ek oor myself het, of oor my huis het, of oor my besigheid het. Hierdie negatiewe opvattings wat ek voel, kry my onder en maak my vuil. Ek wil dit oorkom. Hoe? Moet ek myself detox? Ek wil God se gedagtes leer ken. Amen? Ek wil God se gedagtes leer ken. Want my gedagtes is nie sy gedagtes nie. My gedagtes is ek het gefaal. My gedagtes is ek is hartseer. My gedagtes is ek is bitter oor die teleurstelling in die besigheid of die teleurstelling in die mense of in 'n verhouding of vriendskap is my gedagtes. Maar God se gedagtes is wow. Ek het verlede week gepraat oor dink aan, op 'n Sondagoggend, het ek gepraat oor dink aan Lot se vrou. Jy weet, baie kere van ons kyk ons nog terug na die verlede, die goeie ou dae van gister en eergister, toe dit nog lekker was, man, daai stink al lankal. Die dae wat ons nou in leef, is 'n dae wat die Here sê, ek wil iets nuuts doen. Leer my gedagtes ken. Jy sien, daar is 'n stryd tussen jou vlees en jou gees. Die vlees is negatief, die vlees voel, ek het modder ingetrek, maar die gees sê, kom na die bron van lewende water. Ek, die Here Jesus Christus, maak jou skoon, want die water wat ek jou sal gee, is 'n fontein, of soos 'n fontein van lewende water. Amen? Bring dit na die Here toe en sê, Here, soos hierdie ou sponsie, ek kom deur en ek kom sit myself in die lewende water van die Here Jesus Christus, want hy maak my skoon, hy maak my vry. Amen. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 10 vers 4. 2 Korintiërs. Die Here is ons krag en ons besalm. Amen. Die Here is ons krag en ons besalm en hy het ons heil geword. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê die volgende: Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Sê saam met my, is nie vleeslik nie. Maar kragtig deur God. Sê saam met my, kragtig deur God. Om vestings neer te werk. Wat is daardie vestings? Daai vestings van, ek voel soos 'n mislukking, ek voel soos 'n failure, ek kan dit nie doen nie, ek voel, dis alles vestings wat die vyand opgebou het, dit is soos 'n muur. Nou voel dit, Here, as ek bid, voel dit of ek teen die dak vasbid. Dit gaan nie hoor nie, prys die Here, jou gebed moenie dak toe gaan nie. Jou gebed moet hart toe gaan, want dis waar die koning van die konings is. Amen. En nou moet ek en jy weet, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Jy het kragtige wapens. Daar is vestings teen jou opgebou. Daar is 'n mislukte gevoel teen jou opgebou. Die vyand wou jou besigheid verwoes, wou dit en wou dat en wou jou in 'n nederlaag ingevat het. Dis vestings wat opgebou is. Maar hoor die woord van die Here vanaand, liewe vriende, daardie vestings word afgebreek in die naam van Jesus Christus. As jy deur die suiweringsproses gaan, 'n suiwerende proses, want sê, geseënd is ek, geseënd is my besigheid, geseënd
geseënd is my werk, geseënd is my huis, geseënd en elke plan van die vyand wat hy teen my opgebring het, breek ek nou in die naam van die Here Jesus Christus. Geseënd sal ek wees in die stad, geseënd sal ek wees in die veld, geseënd sal die werke van my hande wees, geseënd sal my voorkoms wees, geseënd sal ek wees in die naam van die Here Jesus Christus. Halleluja. Geseënd sal jy wees. Amen. Geseënd sal jy wees. Dit maak nie saak wie wat vir jou gesê het nie. Maak nie saak wie vir jou gesê jy sal onvrugbaar wees en daar is nie 'n kans nie. Ek spreek oor jou vrugbaarheid nou in die naam van die Here Jesus Christus om te sê jou kabouter is op pad en hy gaan 'n blessing wees. Hoor wat ek sê, gaan 'n blessing in die naam van die Here wees. Halleluja. Want die Here sê, elke vesting breek ek af in die naam van Jesus Christus. Daar is lewe in oorvloed te kry. Hoor wat sê vers 5 van 2 Korintiërs 10. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Jy sien vandag, daar is planne van die vyand om vir jou te sê, you will not make it. Daar is planne van die vyand wat teen jou kom om vir jou te sê, jy sal dit nie maak nie. Daai planne word vanaand gebreek in die naam van die Here. Detox my siel, o Here. Daai planne word gebreek, want ons is vlamskerp in die Here. En dit wat die vyand bring om ons stom te maak, om ons geloof in te perk, dit breek en bind ons nou in die naam van Jesus Christus, die koning van die konings. Elke gedagte gevangene neem. Jy het die reg in jou lewe om vanaand te kom om te sê, Here, ek neem die gedagte van die vyand gevangene. Die gedagte wat sê, ek's 'n mislukking, ek breek dit, en ek neem dit in gevangene, ek bind hom in die naam van die Here. Daardie gedagte wat sê, dat ons gaan dit nie maak in hierdie toekoms nie, ek breek dit in die naam van die Here Jesus Christus. Daardie gedagte wat sê, jy sal nooit kan swanger raak nie, ek bind en breek daai gedagtes in die naam van die Here Jesus Christus. Daardie gedagte wat sê, jy gaan dit nie maak nie, jy breek dit, want die naam van die Here is die naam bokant elke naam. Neem dit in gevangene en stuur dit onder die voete van Jesus. Ek voel die salwing van die Here Jesus. Die mense wat hier om my sit, ek weet nie wat voel julle nie. Dat ek net so bietjie kalmeer. Ek neem dit gevangene in die naam van die Here. En ek roep dit nou tot gehoorsaamheid aan Christus, want die woord van die Here sê, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Kom man, kyk. As ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Kan enige negatiewe gedagte teen jou wees? Kan 'n dokter se uitspraak teen jou wees? Kan die medisyne teen jou wees? As jy dit gevangene neem en jy sê, Here, ek roep dit tot gehoorsaamheid in die naam van die Here, dan begin jy jouself bless. Detox my siel. Begin jouself bless. Begin die seën van die Here oor jouself uitspreek. Amen. Begin dit spreek. Begin dit roep. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie kan sien nie, maar op kan hoop en vertrou. Die geloof is 'n vaste vertroue. Ek sien nog nie dit nie, maar daai kabouter gaan rondhardloop. Ek sien dit nog nie, maar die krag van die Here gaan dit oorskadu, want ek gaan soos 'n spons deur 'n suiweringsproses en sê, Here, detox my.
Daar is soveel negativiteit gespreek. Daar is soveel negativiteit gespreek, maar ek breek dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan dit sê, en ek is nou live, en ek gee ook nie om nie. Ek onthou nog, toe ek hier gestop het, my intreepreek by hierdie kerk, 10 jaar terug, toe het een van die pastore vir my gesê, ou Boeta, en hy het hier in die parkering van die oggenddiens dit vir my gesê, ou Boeta, kom ons kyk, waar is jy saam met hierdie moeilike gemeente oor 'n jaar van nou af? Maar, pastoor is hier, amper noem ek sy naam, maar pastoor is hier, as jy weer 'n ander gemeente soek. Wel, ek het myself geseën, my maand is ons 10 jaar by hierdie gemeente. Kom ek sê nou, hy het dit dalk miskien baie mooi, liefdevol, opreg met baie besorgdheid vir my genoem, maar ek wil vandag vir jou sê, dit was nie altyd maklik nie, maar ons het skanse gebreek in die naam van die Here. Die fondse is ook nie altyd daar nie, maar die Here seën en seën en seën en seën. En as jy 'n seën wil wees, roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Roep dit. Ek kan nie wag vir die dag wat ons hier gaan rondhardloop en sê, Here, ek sien hoe die kinders en hoe die tieners en hoe die gemeente en ons het 250 plus mense per diens. Amen. Begin dit sien hoe ek dit sien. Maar begin daarna toe werk, soos ek daarna toe werk. As elke lidmaat. Want die Here Jesus Christus is goed. Amen. Amen. Kom ons kyk wat sê Filippense 4 vers 7. Filippense 4 vers 7. Hy sê, en die vrede van God, sê saam met my, en die vrede van God, En die vrede van God. En die vrede van God. wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Wow, hy sê die vrede van God. Wanneer jy soos 'n stuk spons voel wat deur die modder van die lewe gegaan het weens jou uitdagings, kom sit jou bietjie in die vrede water van die Here Jesus Christus en sê, detox my. Gaan soos daar in 'n sauna in. Sit daar, laat die sweet jou aftap van die hitte van die Heilige Gees. En dat jy net die teenwoordigende hand van die Here kan ervaar. Amen. En nou sê hy, die vrede van God wat julle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Storms bring nie vrede nie. 'n vuil spons wat die modder van die lewe getrek het, van waar mense gesê het, jy gaan dit nie maak nie, of negativiteit oor jou huwelik gespreek het. Man, ek wil vandag vir jou sê, you will make it. Kom net deur die lewende water van die Heilige Gees, deur Jesus Christus. Want dit is vrede. Hoor wat sê vers 8. Hy sê verder, broeders, alles wat waar is, sê saam met my, alles wat waar is, dit detox jou. Lewe in alles wat waar is. Daar is 'n spreekwoord wat sê, meng jou met die semels, dan eet die varke jou op. Hy sê alles wat waar is, ander woorde, nie alles wat mense vir jou sê is waar nie. Nie alles hoe mense wil hê jy moet 'n ding insien, soos hulle dit insien, is waar nie. Dit trek 'n spons van negativiteit, of die spons trek negatiewe modder in. As jy in positiwiteit wil leef, bly in die lewende water, en jy gaan nie dat mense jou in die modder van die lewe ingooi, sodat jy negatiewe dinge in jou spons kan intrek nie. Ek hoor hulle sê, hierdie is eintlik 'n facial spons. Maar ek gaan hom gou gebruik, want dit is warm. Ek sal nou nie Marcel Coetzee van die Blou Bulle se woorde van gister
in die pre-match op 'n dankie tannie. Ek sal nou nie Marcel Coetzee se woorde aanhaal in die pre-match konferensie toe hulle met die kaptein van die Bulle praat of wie ook al hy was nie, toe hulle vir hom vra, hoe het julle gespeel op hierdie warm dag? Toe het hy eers 'n ander verkeerde woord gebruik, en toe moes hy maar vinnig apologize. Dus hy het nou actually die sweet van jou af ingesuig en dit is die vuilheid van die lewe in. Ja, sy, die sweet van my aangesig. Ingesuig. Die sweet van jou af. Dis die sweet van jou aangesig brood verdien. Ek het hom my sweet hier afgevee, maar sê afgetrek. Hy sê alles wat waar is, alles wat eerbaar is. Hier is nou 'n beginsel vir al die besigheidsmense wat hier is, wat luister. Alles wat eerbaar is. As jy seëninge en sukses wil soek, doen alles eerbaar. Moenie iemand indoen nie, doen hom eerbaar. As jy jong mense, as julle wil seëninge op julle skoolwerk moet, alles wat eerbaar is. Moenie afskryf nie. Maar as jy wil tips sê hoe kan jy afskryf, kom vra net my. Nee, ek gaan nie by julle sê nie. So, ja. So alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, kan jy sien, dit maak jou skoon. Alles wat lieflik is, alles wat loflik is, waterdeeg en waterlof daar ook mag wees. Sê saam met my, bedink dit. Bedink dit, praat dit, sê dit, want daar is oorwinning te verkry. Amen. Wat moet ek en jy bedink? Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, waterdeeg en waterlof daar ook mag wees. Bedink dit. Sit jou 2 vingers so en sê, bedink dit. Sit gou jou hande op jou kop. Sê saam met my, Here, ek wil die dinge van U bedink. Niks negatief nie. Niks oneerbaars nie. Alles wat rein is, alles wat loflik is, dit wil ek bedink. En bring nou seëninge op my grondgebied. In die naam van Jesus. Amen. Sê. So, beleef die krag van Christus met positiewe woorde. Kom ons kyk wat sê Spreuke 12 vers 18. Beleef dit nou met positiewe woorde, want ons detox nou. Spreuke 12 vers 18, hy sê, daar is een wat onverskillige woorde uitspreek soos die swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. Hallo. Die tong van die wyse is genesing. Kan ek die hande van die wyses vandag sien? Hierdie woord genesing kan jy op verskillende maniere vertolk. Spreuke 12 vers 18. Hy sê, die tong van die wyse is genesing, die tong van die wyse is oorwinning, die tong van die wyse is seëninge, die tong van die wyse bring voorspoed, die tong van die wyse, net dit wat jy spreek, gaan na jou kant toe kom. Job het gevrees hy gaan val, en hy het. Maar hy het weer bedink, en sy lot het verander, en sy einde van daai was groter. Net wat jy spreek gaan genesing bring. Net wat jy spreek gaan vryheid bring. Jy kan jouself in boeye en kettinge verder inspreek, of jy kan jouself in vryheid uitroep in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Wat jy spreek, gaan en seëninge oor jou rol vandag. Genesing oor jou besigheid.
wat die vyand bedoel het om te verwoes, het die Here gebring om te sê, ek herstel en ek gee vir jou 'n hoopvolle toekoms. Amen. Spreuke 16 vers 24. Spreuke 16 vers 24. Vriendelike woorde, sê saam met my, vriendelike woorde, is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel, en 'n genesing vir die gebeente. Baie mense, en ek sê nie altyd nie, maar baie keer is mense siek in hulle gebeentes, want hulle is vuil in hulle gees, of in hulle siel. Die spons van die lewe, hulle het modder en grond ingetrek, hulle het ander mense se negativiteit ingetrek, hulle het alles ingedruk, en nou voel daai stukkie spons so sleg, nie goed om na te kyk nie. Maar nou kom die Here Jesus Christus en hy sê, vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel, en 'n genesing vir die gebeente. So, ek sê altyd, los die battle vir die Here. Los die battle vir die Here, want hy gee vir jou krag, en hy gee vir jou hoop, en hy gee vir jou 'n uitweg. Hy dra jou deur elke dag van jou lewe. Hy maak jou sterk. So los die battle vir die Here. Baie kere as ons daarna gekom voel, wil ons vervloek en sleg sê en terugverwoes. Ek wil vir julle aanspoor vanaand en sê, vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel. Jy vriendelik spreek, al verdien die ander een dit nie. Jy vriendelik spreek, maak dit jou gesond. Miskien het mense jou te nagekom, miskien het mense jou seer gemaak, vriendelike woorde gaan jou deur die reinigingsproses vat, om jou spons weer skoon te maak. Amen. Spreuke 18 vers 21. Ek is baie lief vir die boek Spreuke, maar dit is my tweede lekkerste boek in die Bybel. Al die boeke is lekker, maar dit is my tweede treffendste boek. My eerste treffendste boek is, raai wat? Die Psalms. Spreuke 18 vers 21, hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan dra. Jy het die keuse, wil jy dood spreek, jy gaan die vrug daarvan dra. Wil jy lewe spreek, jy gaan die vrug daarvan dra. Wil jy dood spreek oor jou besigheid, jy gaan die vrug daarvan dra. Of wil jy lewe spreek oor jou besigheid, jy gaan die vrug daarvan dra. Wil jy dood spreek oor dinge in jou lewe, jy gaan die vrug daarvan dra. Of wil jy lewe spreek, jy gaan die vrug daarvan dra. Wil jy dood spreek oor jou gesondheid, jy gaan die vrug daarvan dra. Wil jy lewe spreek oor jou gesondheid, jy gaan die vrug daarvan dra. Dit is die wet van assosiasie, wat jy spreek, gaan jy dra. As jy verwoesting spreek, gaan jy dit dra. As jy lewe spreek, gaan jy dit dra. En daarom kom die Here vanaand altans en hy sê, wat jy spreek, gaan lewe bring, of gaan dood bring. Maar as jy lewe spreek, kom detox my siel. Ek is nie so sleg as wat die koerante sê ek is nie. 'n ander dag sê 'n tienerouer vir my, jy weet pastoor, het jy al ooit gewonder, hoekom het Abraham vir sy seun amper gaan offer, of hom wou hom offer? Ek sê, ja seker, die Here het sy geloof getoets, sal hy enigiets doen? Hy sê, ja seker dit ook, is omdat Isak 'n tiener was. By hom geoffer het. Nou weet jy pastoor waarmee ek sit. En ek het gedink dit is snaaks. Alright, so dood en lewe is in die tong.
En wat jy gebruik, gaan jy die vrug daarvan dra. Maar wil jy nie vandag kom en sê, Here, bring my deur die suiweringsproses, sodat ek lewe kan hê nie. Hy sê, ek weet wat ek vir jou beplan. Ek beplan vir jou 'n hoopvolle toekoms. 'n Toekoms van vrede. 'n Toekoms van seën. Ek weet wat ek vir jou besigheid beplan. Nie alles wat bad gebeur het is bad nie. Dit mag vir ons bad voel. Maar die Here stuur ons dalk net in 'n nuwe, ander rigting. En hy sê nog steeds, sal jou deurdra. Ek het nou gesê, nie al die tyd was altyd maklik nie. Maar ek kan elke getuienis bring oor hoe die Here ons in die afgelope 10 jaar deurgedra het. En daarom sal ek ook vanaand vir jou sê, hy het jou deurgedra deur die storms van jou lewe. Hy het jou deurgedra deur die storms van jou besigheid. Hy het jou deurgedra deur die storms by die skool. Jong mense, hy het jou deurgedra deur die storms wat jy so dikwels deurgaan en al wat hy van jou vra is, spreek jy net lewe. Hoeveel kere spreek ons dood? Hoeveel kere kom die mens en hy verwens die een wat hom te nagekom het? Ek gaan agteroor sit en ek gaan kyk nou hoe daai ou sleg en hard gaan val. Hey. Laat die Here sy gang gaan met die persoon. Kies jy om te seën. Dit was Josef se uitgangspunt ook gewees. Dit was Josef se mentaliteit ook gewees. Toe sy broers kom, wat hom in die put gegooi het, hom verkoop het as 'n slaaf, en hy gaan deur daardie paleis, en hy beland in die tronk, vals beskuldig, hy kom daaruit, hy word 'n koninklike. En hy herken sy broers wat na hom toe kom, om koring te kom haal, want hy het vasgehou aan 'n droom, hy het vasgehou aan 'n visie, en hy het gesien dat hulle na hom toe gaan kom, en vir hom gaan kom vra vir koring. En hier word sy droom waar. Hulle erken nie Josef nie, maar Josef erken sy broers. Presies in sy droom, wat hy vir hulle gesê het, ek het gedroom, julle gaan vir my kom kos vra. Never give up on your dream in your business. Moet nooit op jou besigheid se droom opgee nie. Moet nooit op jou huweliksdroom opgee nie. Moet nooit op jou droom opgee nie. Josef het die geleentheid gehad om te sê, okay guys, kom hierso, arresteer, hier's my broers, hulle moet die doodstraf kry, want ek het 'n swaar lewe gehad tot nou hier waar ek is. Hulle verdien nie 'n skoring nie, nee. Hy gee vir hulle koring, hy gee vir hulle kos, en hy gee vir hulle ekstra, en hy stuur sy broers weg. En soos wat hulle weg gaan, sê die ander een vir hom, hoekom het jy nie hulle laat toesluit nie, Josef? Hy sê, dit is vir God om te besluit wat hy met my broers wil doen. Maar ek sal dan nog steeds hulle seën. Ek wil vandag vir jou sê, dis harde woorde, maar kom jy by die punt om te sê, Here, ek gaan lewe spreek oor myself, oor ander, ek gaan nie dood spreek nie. Ek gaan lewe spreek, sodat daar vreugde en oorvloed kan beweeg. Amen. As jy kom met 'n stukkie spons wat deur die lewe verkeerde water van vuil water en grond en modder ingetrek het, kom sit jou vandag by die bron van lewende water en sê, Here, druk my uit en sit my in 'n nuwe reinigingsproses, dat ek nuwe skoon water kan intrek. Detox my siel. Dis al wat iemand nodig het, is dat iemand dalk weer in hom of haar kan glo. Dis al wat iemand nodig het om met kreatiewe woorde te skep,
Begin weer jou lewe kreatief skep met jou woorde. Ek het nou opgestaan, wat 'n oggend, ek kan sommer sien, hierdie dag gaan mislik wees. Man, klim terug in jou stupid bed en klim aan die ander kant weer af. Nou pastoor, as my bed teen die muur is, ons klim nie gou af, skuif jou bed en klim aan die ander kant. Jerry, voel jy het my die verkeerde voet uit die bed uit opgeklim. Klim vandag terug, klim aan die ander kant weer. Want as jy sê hierdie gaan 'n mislike dag wees, guess what? Dit gaan 'n mislike dag wees. As jy sê ek is nie lus vir hierdie dag nie, guess what? Alles van nie lus wees nie, gaan jou tref. Wat jy beoggend begin, it's good morning, Holy Spirit. What are we going to do today? Sjoe. Right, so kreatief skep jou woorde. Kry 'n joernaal, werk 'n dag uit en sê, Here, ek wil gou hierdie dag, hierdie maand wil ek net gou voor U sit. Vat elke dag en sê, Here, waar boek U my hierdie dag? Ek het dit al gedoen, ek het dit lanklaas gedoen. Dan sal die Here vir jou sê, daai mense vir daai dag, dan bel ek die mense vir daai dag. Ek het dit lanklaas gedoen, ek erken dit. Pastoor, hoe het jy geweet, jy moet my spesifiek nou bel? 10:00 die oggend. Sê ek weet nie, die Here het geweet. Weet jy, pastoor, ek sit in 'n diep krisis. Jy sien, begin net 'n verhouding met die Here, kreatiewe woorde. Jy sien, nuttige woorde bou op. Niemand is sleg en dom nie. Begin lewe spreek, begin oorwinning spreek. Ja, pastoor, jy ken nie my man nie. My man sal nooit so, sy pa was so, sy oupa was so, sy oupa grootjie was so, my man is ook so. En dan kan ek klaar hy tekens in my seun ook sien. Man, kom net na my toe dat ek daai generasie vloeke breek. Dan is jou man en jou kind ook sommer reg. Amen. Sien te sê, die was so en daai was so en daai was so, nie die Here breek dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Sagte woorde genees. Sagte woorde. Geloofgevulde woorde breek die dood oor jou lewe. Geloofgevinde woorde. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. Hy wat my naam aanroep, sal ek hoor in die dag van benoudheid. Die Here is my krag en my psalm, hy het my tot heil geword. Hom sal ek roem, hom sal ek eer, my God en my Vader. Die Here is my voorsiener en ek sal geen onheil vrees nie, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee. U is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Julle het vanmôre gehoor wat 'n praktiese voorbeeld ek by die tafel, die nagmaaltafel gedoen het. Die tafel is gedek voor my teestanders se oë. Terwyl ek aan die tafel van die Here sit, sit die vyand ook daar, maar ek maak hom jealous. Ek breek 'n stukkie brood af wat hy vir my gegee het, Vader vir my gegee het, en ek sê, vyand, van 'n onsuksesvolle toekoms wat voor my sit, ek wil hê jy moet sien hoe eet ek my toekoms. Jesus Christus. Jy breek 'n stukkie af en jy sê, vyand, jy wat my besigheid wil knelter, ek wil hê jy moet sien hoe breek ek 'n stukkie brood van die liggaam van Jesus Christus af, en ek sit dit in my mond, want hy het gesê, jy is die eienaar van hierdie besigheid, en daarom is dit sy droom, sy besigheid, en ek bestuur dit namens hom, en geseën sal hierdie besigheid wees, en daarna as jy dit geëet het, dan vat jy die bloed van die lam, en jy sê, ek drink dit, want dit is vir my gegee, want die bloed van Jesus het die volle prys daarvoor betaal.
Wanneer jy aan die tafel van die Here Jesus Christus kom sit, en dit is gevul met die tafel, met die nagmaal, voor jou sit die vyand van siekte, dan breek jy die stukkie brood af, en jy sit dit in jou monde, en jy sê, vyand van siekte, ek wil hê jy moet weet, dat ek breek die liggaam nou, wat sê, deur my wonde, is daar vir jou genesing. En nadat jy dit geëet het, dan vat jy daardie beker en jy drink en jy sê, dankie Here dat u bloed het betaal vir my genesing. Amen. Wanneer jy aan die tafel van die Here kom sit en jy sien jou vyand wat voor jou sit en daar is soveel vloeke en bindinge, dan breek jy die brood af, want dis kom Dawid dit profeties gesien het en hy het gesê, voor jou sit die teestander, maar die tafel is gedek tussen jou en hom. Dan vat jy daai brood en jy sê jou bindinge, jou verslawing, jou wat ook al, jou gemors. Ek wil hê jy moet sien, deur die liggaam van Jesus het ek vryheid gekry, en jy sit dit in jou mond en jy begin dit eer en loof, en dan vat jy die beker van die Nuwe Testament en jy drink die bloed van die lam en jy sê, deur die bloed van Jesus het ek vryheid gekry. Kom aan kerk, daar is opgewondenheid in my lewe. As ons net met 'n nuwe perspektief aan die tafel van die Here kan gaan sit en sê, detox my. Maak 'n lys van jou woorde. Maak 'n lys van jou woorde wat jy so dikwels gebruik en sien die tafel voor jou. Breek die brood fisies af, soos ek vanmôre vir julle gewys het. Breek die brood af. Noem dit by die naam. Vyand, ek wil hê jy moet hoor. Daar is verlossing in die naam van Jesus Christus. En sit dit in jou mond. Dan neem jy die beker van die Nuwe Testament. En jy drink die bloed van die lam, en jy sê en verklaar, die bloed van Jesus het dit vrygestel. Doen dit, as jy weet, jy sukkel en struikel, gedurig deur met iets in jou lewe, vir 21 dae lank. Ek het aangegaan waar ek vanmôre gestop het. Daar is 'n tafel gedek, tussen jou en jou vyand. Terwyl jou vyand kyk hoe jy aan die tafel van die Here Jesus Christus sit, breek die brood en noem dit dat die vyand hoor. Ek gebruik die liggaam van die Here, want sy liggaam het vir my 'n prys betaal. Sy voorsiening het vir my gekom. En wanneer jy die beker neem, dan verklaar jy, deur sy bloed het daar oorwinning vir jou gekom. Ek wil jou uitdaag, soos ek vanmôre gesê het, Jesus ontmoet jou by die tafel. Ek wil jou uitdaag, as jy wil detox, doen dit vir 21 dae lank, by die tafel van die Here, sodat jy vryheid in Christus kan hê. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, hoe wonderlik is dit vandag om saam met hierdie gemeente en die jong mense en almal teenwoordig en almal wat luister vanaand, Here, en almal wat later gaan luister, net kan sê, U doen nog steeds goeie werke. En Here, my gebed is vanaand dat ons nie net die nagmaal sal gebruik sommer maar net as 'n ritueel nie, want dan beteken dit niks. Maar dat ons aan die tafel van die Here Jesus Christus sal sit. En dat ons vir ons vyand sal laat verstaan, die tafel is gedek soos Dawid dit genoem het. En die vyand moet weet, daar is verlossing en oorwinning.
Vader, ek bid vanaand vir besigheidsmanne en vroue wat deur moeilike tye gaan. Ek wil bid, Here, dat U julle besigheid fenomenaal of besighede fenomenaal sal seën. Here, dat julle besighede groot kontrakte sal inkry. Ek wil bid, Here, vir ons mense, Here, in hulle werke, dat hulle ook geseën sal wees, waar hulle aan hulle werkgewers werk verrig, Here, dat dit goeie werk van goeie standaard sal wees. Dat hulle ook daardeur geseën sal wees, weens die gehalte van diens wat hulle lewer. Ek bid vir ons jong mense ook, Here, wat vanaand hier is. Ek bid, Here, dat U hulle sal seën op die skoolbank. Ek wil bid, Here, dat U vir hulle sal seën in hulle skoolwerk. En Here, dat hulle seën vir hulle vriende en 'n seën sal wees vir hulle ouers en hulle onderwysers en vir hulle self. En dat hulle anders sal sien, dat hulle gedetox sal word. Kom seën ons vanaand in die wonderlike, groote, heilige naam van Jesus Christus. Ek bid dit in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Kom ons gee die Here net 'n lekker lofoffer. Amen. Prys die Here. Nou ja, mag die Here julle ryklik seën, goedheid en guns. Dankie dat julle ook ingeskakel het en geluister het. Mag net goedheid en guns julle volg al die dae van julle lewe. Jesus liefde. Bye.